Goeienaand allemaal. Dus hy sê jy het my baie pret agter in my hoor daar. En dis hoe ek kerk moet bly. En julle almal hier, dis hoe ek kerk klink op. Ek is so bly dat julle nie joep stil sit nie. Dis bestuurlik daar. Die klomp mense is opgewonde is om met mekaar te wees. Baie welkom. Al aan die hoërskoolkoor. En ek sommer julle nou uit van laas keer, toe was in die laerskoolkoor hier was en dit was 'n hele klompie in die hoërskoolkoor wat baie goed was, dat hulle nie ook hier was nie. So ons spesiaal bly dat julle hier is, hoor. En die laerskoolkoor ook. Julle maak vanaand regtig spesiaal. Al twee die kore saam. En dan is saam natuurlik vir juffrou Cathy en vir meneer Henning, regtig 'n spesialis in die stad hier, hoor. Henning is nie net meneer Henning wat die koor help nie. Hy is ook die hoof van Mokanyo Theologiese College. Mokanyo is 'n teologiese college wat nou in Durban is, waar jy jou teologiegraad kan kry, teologie meestersgraad kan kry. As jy ooit hoor van iemand wat wil teologie studeer, jy hoef nêrens heen te gaan nie. Een van die beste teologiese colleges is nou hier in Durban, hier in Pinetown. As jy vergeet om vir meneer Henning te kontak, kom maak 'n draai by ons. Ek sal vir julle na hom toe wys. Mokanyo is hier by ons is dankbaar daarvoor. Baie welkom ook vir julle wat inskakel van ver af. Ek weet daar's 'n paar wat laat weet dat julle inskakel. Een spesiaal, Etienne Fourie het vandag weer vir my die boodskap gestuur van hoe ons paai gekruis het jare terug, juis met 'n hemelvaartdiens. En elke keer getuig hy van hoe hy hier gekom het. Dat dit 'n moslimvrou is wat vir hom gevra het, maar gaan jy dan nie na die diens toe nie? Jy's dan 'n Christen. En toe kom hy. En na die diens was sy lewe en sy geloofslewe net heeltemal anders. En dankbaar daarvoor dat die Here dit so gebruik het. Die Here werk op besonderse maniere. Baie welkom aan elkeen van julle wat hier is, die ouers ook. Dis regtig spesiaal dat julle hier is en saam met ons kan deel hierdie opgewondenheid wat ons het oor julle kinders en hoe lekker hulle kan sing. In alles, onthou, ek sê vir almal altyd, alles hoef nie perfek te loop nie. Ons doen dit so goed as wat ons kan. Maar as jy iets lekker nie skeef loop nie, as jy koud kry, ek die vensters oopgedraai, maar as dit vir jou koud waai op jou, skuif bietjie of maak die venster toe. Dis nie dat dit moet oop bly nie, dit raak net lekker bedompig hier. En jy gaan voel as ons nou klaar is vanaand en ons stap uit, dan gaan jy voel hoe bedompig was dit hier binne. Julle kom dit dalk nou nie al agter nie, maar geniet dit saam. Ons maak mekaar lekker warm. En vir almal in die gemeente ook, wat hier in die gemeente is en elke Sondag hier is, julle is ook welkom, hoor. So tussen al die baie ander is julle ook baie welkom. Maar kom ons fokus. In alles, in ons opgewondenheid om mekaar te sien en saam te wees, is die fokus nie op ons nie. Ook nie op die kinders en op die kore nie. Nie op my nie. Die fokus is op die Here. Dis hoekom ons hier is. En mag hy regtig, hy wat in ons harte kan lees, mag hy regtig in my en in jou hart 'n gesindheid lees wat hom bly maak. Of as dit nie so is nie, mag hy die gesindheid so verander, dat jou reaksie op hom sal bly maak. Kom ons begin met 'n verklaring uit Openbaring 5 uit. Laat die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, mag hulle dit uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En aan almal wat aan God behoort en aan almal wat in Jesus Christus glo, hy groet jou self. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Ons gaan 'n hele paar liedere sing vanaand. Ons beginne Dit was nou nie beplan nie. Kan ek ander batterye kry asseblief? Julle sien wat ek bedoel, nê? Dis maar net mensewerk.
Daar's hulle. Nou gaan hy weer mooi werk. Ons gaan lekker saam sing vanaand, sommer 'n hele klomp liedere. Ons gaan staan en saam sing. Ons lied, eerste gaan die koor sing, I Love You Jesus. Ons sing hulle, dan gaan ek voor in gebed. Dan sing ons lied, kom ons gaan net tot daar. Kom ons begin nou met die koor wat sing. Daarna bid ons saam en dan sê ek vir hoe loop dit verder. Dan sing ons weer. Almal loof Christus, roem sy wonderdade, roem sy almag, roem sy liefde, roem sy genade. Ons sing daarvan sy opvaring. En dan direk daarna, dan sing ons lied 590, waar ons juist vra, het jy gehoor dat hy eenmaal terugkom? 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En die woorde almal op die bord, kom ons sing albei hierdie liedere.
gaan sit. Die koor gaan vir ons lied 333 sing. Ons het die gewoonte in die gemeente om die preek so in 'n skyfie, 'n prentjie te probeer vasvat. En dan kortliks vir die kinders te verduidelik waaroor die preek sal gaan. So julle kan maar omkyk, dan kyk julle na die bord en dan kyk julle na daai prentjie. Wat ons ook in die begin gewys het. Waaroor dink julle gaan dit? Die prentjie. Ja. Ja, toe Jesus opgegaan het, definitief. Maar ons kan hom nie sien nie, nee, hy's besig om op te gaan. Dis die disippels wat kyk hoe Jesus opvaar na die hemel toe. En dis wat regtig gebeur het. Jesus was hier met 'n lyf soos ek en jy. Hy was God ook, maar hy was mens. Met 'n gewone lyf. En aan die kruis het hy dood gegaan. Maar Jesus is God. Hy het uit die dood uit opgestaan. En toe sy werk klaar is op die aarde, toe gaan hy terug hemel toe, met sy lyf. Dit sê ons gaan eendag met ons lyf ook daar wees. Elkeen wat glo, gaan met ons eie lyf, op 'n ander manier, op 'n skoon manier, sonder 'n lyf wat nie seer kry nie, 'n lyf wat nie swaar kry nie, 'n lyf wat nie kan pyn ervaar nie, met 'n verheerlikte lyf, sê ons, gaan ons eendag saam met hom daar wees. Almal wat in hom glo. En vanaand se preek gaan daaroor dat Jesus sê, hy gaan soontoe, om vir ons 'n plek gereed te maak. Hy maak vir ons blyplek daar. En as hy terugkom, dan kom haal hy ons om saam met hom te gaan bly. Lankal, en dit gaan ek nou baie duideliker maak, maar lankal het die bruidegom sy bruid kom haal by haar familie, sodat sy dan by hom by sy familie gaan bly. En dis wat Jesus doen. Hy was hier by ons. Hy het die bruidskat betaal sodat ons sy bruid kan wees. Nou maak hy vir ons plek reg in die hemel, en as dit reg is, dan kom haal hy sy bruid. Dis almal wat glo. Dan kom haal hy ons en dan bly ons vir ewig saam met hom in die hemel. Terwyl hy vir ons plek maak, moet ons wat doen 'n bruid voor die bruilof, voordat hulle trou? Wat doen die bruid? Ja, jy kan maar raai. Ons mans verstaan dit glad nie, ek weet dit. Dis 'n gepaint en 'n geverf, en dis 'n gedieet, en dis 'n gerok maak, so van 'n ander wêreld. Sy maak haar reg vir die troue. En dis wat ons ook moet doen. Terwyl ons wag voordat hy ons kom haal, maak ons reg vir daai bruilof in die hemel. En die manier hoe ons reg maak, is om te lewe soos wat hy wil hê ons moet. Sodat ons sommer maklik sal aanpas as ons by hom is. Dis waaroor vanaand se preek gaan. Ons sing ook gewoonlik hier 'n lied sonder begeleiding.
sodat die gemeente en die kinders agterkom dat ons saam met hulle sing. Kom ons sing hierdie woorde saam. Onse Vader, dankie vir hierdie heerlike voorreg wat ons het om so baie by mekaar te kan wees. Maar meer nog, Here. Dankie vir dit wat ons kan onthou. Vir U wat opgevaar het na die hemel toe. Omdat U werk hier klaar gemaak het. Omdat U ons klaar verlos het. Elke een wat in U glo, wat by U mag wees vir ewig. Nog nie nou nie. Maar wanneer ons tyd kom, dan kom haal ons, U ons. En wanneer die plek gereed is, dan sal ons by U wees. Help ons om vanaand regtig op U te fokus en wil U deur U Gees in ons harte werk. Dat ons hoor wat U deur die Gees vir ons wil sê. In ons saambelewing van mekaar, in die woorde wat die koor sing, in die woorde wat ons saam sing, maar ook uit dit wat ons uit die woord uithaal. Help ons om regtig te hoor wat U vir ons wil sê, en help ons dan, dat dit ons lewe sal verander, om meer en meer op U te fokus, en meer opgewondenheid en 'n blydskap te ervaar, omdat ons U bruid is, en omdat ons regmaak vir U wat enige oomblik kan kom. Ons vra dit alles, Here, tot U verheerliking. Amen. Ek gaan net nou uit Johannes 14 'n paar verse lees en ek sal dit op die bord wys, dat jy kan sien. Ons kom aan die einde in die gemeente van 'n reeks wat ons kyk na 'n biografie van Jesus se lewe op die aarde, en wanneer mens kyk na sy hemelvaart toe, dan weet jy, ons is nou omtrent op die einde daarvan. Sy koms en sy bediening om die wet te vervul, om sy lewe te offer vir die sonde, om die dood te oorwin en dit met sy opstanding te bewys, dit was verby. Sy werk op aarde was afgehandel. Die sending wat die Here sy Vader hom mee gestuur het, was voltooi. En daarom gaan hy terug huis toe. Terug na sy Vader toe in die hemel. Nou as mens gaan kyk na die betekenis wat die hemelvaart vir ons inhou, dan kan jy 'n leeftyd daarin spandeer en nog maar net daaraan geraak het. Kom ek noem 'n paar dinge. Sy hemelvaart bewys dat hy suksesvol was en dat hy afgehandel het wat hy moes doen. Dat hy mense wat glo verlos het, met God versoen het. Sy hemelvaart baan ook die weg dat hy en die Vader die Heilige Gees kan stuur om in mense geloof te werk, sodat ons kan deel kry aan sy verlossing. Na sy hemelvaart is hy in die hemel, en daar is hy ons advokaat. Hy is ons voorspraak. Hy tree vir elke gelowige in voor die Vader, ons Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, hoor die gelowige se naam, wanneer Jesus Christus ons voor hom dra. Ons sien in Openbaring dat hy in die hemel is en dat hy daar van die troon af in beheer is van die ganse menslike geskiedenis. Van die grootste wêreldgebeure af tot die heel kleinste goedjies wat gebeur. Van alles en elkeen van jou en my lewe is onder sy beheer. Hy bepaal wat hy wil en wat hy nie wil nie. Hy bepaal wat hy toelaat en wat hy nie toelaat nie. Niks is vir hom 'n verrassing nie. Hy is in alles in beheer. Dit is hy wat God se ewige raadsplan in vervulling laat gaan, tot uitvoering bring, tot op daardie dag wat hy weer kom om sy hemelse koninkryk hier te vestig, op 'n nuutgemaakte hemel en 'n nuwe aarde. Ek kan nog aangaan, daar is nog baie ander, maar vanaand wil ek op een aspek fokus. Op 'n paar woorde wat hy vir sy disippels gee om hulle te troos, want hulle was verward en hulle was bang oor hom wat weggaan. Lees saam met my Johannes 14 se eerste 3 verse. Jesus wat vir sy disippels sê, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het dat ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het,
kom ek terug en ek sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Dis die woord van die Here. Jesus het weggegaan. Hy het weggegaan om vir sy disippels, dit is vir elke een wat die Vader aan hom gegee het, vir elke mens uit al die eeue van die menslike geskiedenis wat deur die Heilige Gees wedergebore is, wat die genadegawe van geloof ontvang het en daarom in Christus kon glo, om almal wat nou glo, almal wat in die verlede geglo het en almal wat nog in die toekoms sal glo, om vir almal van ons 'n plek gereed te maak in sy ewige, heerlike, hemelse koninkryk. En dan kom hy ons haal. Om te begryp, om regtig te verstaan wat Jesus hier sê, moet ons 'n bietjie die huwelikstradisie van sy tyd moet ons verstaan. Destyds, wanneer 'n man en 'n meisie verlief geraak het, dan het die man nie net die meisie gevra om met hom te trou nie, hy het haar hele familie gevra. Dit is nogal jammer dat dit vandag nog so is. Dink maar aan Abraham se slaaf, wat vergegaan het, en met die hele familie van Rebekka onderhandel het, sodat sy 'n bruid kon word vir Isak. En as die meisie en haar familie dan nou ingestem het, dan het hulle 'n bruidsprys onderhandel, wat die bruidegom dan vir hierdie skoonfamilie van hom moes gee. Dit was nie 'n prys waarmee hy die vrou gekoop het as sy eiendom nie. Glad nie. Dit was om te wys, hy's regtig ernstig. Dit was om te wys dat hy vir haar sal kan sorg, goed kan sorg. En partymal was dit ook om op te maak vir die bydrae wat haar familie gaan verloor, omdat hy haar nou wegvat na sy familie toe. En wanneer daardie bruidsprys betaal is, dan was die huweliksverbond gesluit. Dit was gedane sake. Die bruidegom het dan weggegaan, weg van die bruid en haar familie af, hy het teruggegaan na sy eie mense toe, en daar het hy 'n blyplek gaan gereed maak vir hom en sy bruid. Dat hy nie meer saam met sy boeties in dieselfde kamer kan bly saam met sy bruid nie, maar dat hy 'n aparte kamer bou, of 'n aparte huisie, of een wat daar is, opknap. Die meisie wat agterbly by haar mense, het haar natuurlik nou gereed gemaak vir die troue. Soos net meisies en maas dit kan doen. Dis rok en dis hare en dis blomme, sommer 'n dieet ook, en roompies, en duitjies en daadjies, daar's mos geen einde daaraan nie. Alles en enige iets om mooier te wees, om wonderliker te wees vir haar bruidegom, oor wie sy net nie kan stil bly nie. Sy verander selfs haar gewoontes, want sy weet hy hou van dit en hy hou nie daarvan nie. Hy is net so wonderlik. Wanneer die bruidegom dan die plek gereed het, dan het hy en sy vriende met 'n uitbundige gejuig en vreugde teruggegaan na die bruid se huis toe, om haar dan te gaan haal. Daar het hulle vreugde van huwelik gehad. Ook hartseer van afskeid, want sy gaan weg. Die bruidegom neem dan sy bruid na sy familie toe, en dan begin die eintlike fees. Kan sommer vir dae aanhou soms. En daar dan by sy mense, daar woon die egpaar saam. Daar in die plek wat die bruidegom vir haar gereed gemaak het. Nou, met dit as agtergrond en met dit in gedagte, kom Jesus dan en hy sê vir sy disippels, hy sê vir elkeen wat glo, ek gaan om vir jou plek gereed te maak. En dan kom ek terug om jou na my toe te neem, sodat jy kan wees waar ek is. Weet jy, van die skepping af, van Genesis 1 af, het God man en vrou gemaak in gelykheid saam, in verskillende rolle, maar hy het hulle gemaak as sy beeld, om hom te verteenwoordig. Hy het die huwelik van man en vrou so ingestel, dat dit iets van Jesus en sy bruid bekend sal maak, reg van die begin af. En daarom moet ons getrou wees in ons huwelike, want ons huwelik moet die verhouding van Jesus en sy kerk vir die wêreld wys. Dit wys van Jesus, wat in selfverloning uit sy goddelike hemelse woonplek gekom het, om ons mensheid volkome aan te neem, saam met sy volkome goddelikheid. Hy wat in ons sondige mense familie
inkom om ons hier te ontmoet en sy liefde vir ons bo alle twyfel te bewys. Hy het die volle bruidsprys vir ons betaal. Hy het ons losgekoop van ons sondeskuld met sy sondelose offer aan die kruis. En hy bewys dit bo alle twyfel wanneer hy uit die dood uit opstaan. En toe gaan hy met sy hemelvaart terug na sy Vader toe, om daar, vir ons wat in hom glo, te plek te gaan gereed maak. En wanneer daai plek gereed is, dan kom haal hy sy bruid vir die hemelse ewige bruilof, om vir ewig by hom te wees, ons bruidegom, om by hom te wees en in sy heerlikheid te deel, om vir ewig in volkome saligheid by hom te wees. Wat 'n wonderlike, wonderlike troos, wat 'n geweldige, heerlike verwagting is dit vir ons. Sy disippels hoef nie hartseer en verward te wees, omdat hy nie meer hier is nie. Nee, eerder ekstaties van opgewondenheid. Elke een wat in Jesus Christus glo, moet leef in 'n geesdrigtige afwagting. 'n Afwagting, want ons bruidegom kom ons haal. Maar hy kom nie alle mense haal nie. Sonder geloof in Jesus Christus, 'n geloof wat al meer sigbaar word in die manier hoe ons sy beeld uitleef wanneer ons hom verteenwoordig, sonder geloof in hom, gaan jy vir ewig verlore. En God se helse straf op jou sonde is al wat daar is. Daar is niks op te sê nie. Behalwe miskien twee dinge. Een is die waarskuwing. Die waarskuwing van die verskrikking wat dit verseker sal wees. En nie vir 'n rukkie nie, vir ewig. En saam met die waarskuwing, die pleidooi, dat jy tog jou nood sal erken, dat jy sal besef wat op ongeloof wag. Dat jy uitkoms uit daardie nood sal soek in sy genade. Dat jy jou hoop en jou verwagting in geloof in hom sal vind. En dat jy jou lewe sal omdraai en weer terugdraai na jou bruidegom toe. Want in hom, as jy in hom glo, met 'n geloof wat vrugte dra en wys dat dit regtig geloof is, dan kan jy absoluut seker wees. Hy het jou bruidsprys betaal en hy sal jou verseker kom haal. Hoe lewe ons terwyl ons vir hom wag? Dink 'n bietjie mooi hoe jou lewe lyk en toets jouself in eerlikheid voor die Here. Hoe duidelik is ons opgewondenheid oor ons bruidegom wat ons kom haal? Hoeveel praat ons van ons bruidegom? Klink ons as 'n bruid wat net nie kan ophou praat oor die wonderlike bruidegom wat haar kom haal nie? Of is ons so besig met alles en wat nog in hierdie ou wêreld, dat ons net nie meer tyd en energie nodig het om aan ons bruidegom te dink nie? Om meer van hom te leer nie? Om agter te kom waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie? Is ons besig om voor te berei, sodat ons gereed sal wees wanneer hy kom? Of loop ek en jy dalk die gevaar om onvoorbereid te wees en agtergelaat te word, soos die dwaase meisies in die gelykenis wat Jesus vertel in Matteus? Ons moet waaksaam wees, sê Jesus haar, want ons weet nie watter dag hy ons kom haal nie. Nou sou jy kon vra, maar wat is hierdie voorbereiding wat 'n mens dan moet doen? Kom ek gee jou eers twee beelde. In Openbaring 7 sien Johannes 'n toekomsblik van 'n baie groot skare gelowiges uit elke stam en elke nasie, elke taal, wat in lofprysing staan voor die troon van God en voor die Lam Jesus Christus. En hulle klere is nie meer vuil vodde van ongeloof en sonde nie. Nee, hulle klere is skoon gewas en wit gemaak in die bloed van die Lam. Dit wat hy betaal het vir die bruidskat,
het hulle skoon gemaak. En dan later, in Openbaring 19, sien ons die visioen van daardie wonderlike bruilof van die lam en sy bruid. Wanneer hy die plek gereed gemaak het, en elkeen wat geglo het, kom haal het, dan is ons bruidsklere fyn en helder van ons regverdige dade, lees ons in Openbaring 19. Dit is die vrug van Jesus se werk in gelowiges. Die skoon en die wit gewas in die offer van sy kruis. In sy bloed, in sy offer. En dan die fyn en die helder klere van regverdigheid, die dade wat gelowiges uitlewe. Dit wat ons doen in Christus onder die heerskappy van die Heilige Gees. Jy sien, Jesus is nie net ons volmaakte bruidegom nie. Hy maak van ons die volmaakte bruid. Die Heilige Gees gee die boodskap vir Paulus wat hy skryf in Efesiërs 5 vers 26, dat Jesus sy kerk aan God wy. Alle gelowiges van alle tye en alle plekke wat hy aan God toewy. En dat hy ons dan reinig met die Heilige Gees en die woord. Sodat ons daar, sê hy, sodat ons sonder vlek en rimpel heilig en onberispelik sal wees, en dat hy ons dan in volle heerlikheid as sy bruid sal neem. Hy gebruik die Heilige Gees, dis hy wat ons skoon maak en helder maak en gereed maak. En hy gebruik die woord, die Bybel, om ons voor te berei, sodat ons gereed sal wees wanneer ons bruidegom ons kom haal. Kom ek vra jou, glo jy in Jesus Christus? Ja? Dan is jy deel van sy bruid. En dan sal hy jou kom haal na die plek toe wanneer dit gereed is. Maar weet jy, as jy regtig deel is van sy bruid, dan sal jy jou voorberei vir die bruidegom wat kom. Dan sal jy elke kans aangryp dat die Heilige Gees die Bybel gebruik om jou lewe al meer en meer te fokus op die bruidegom. Op Jesus Christus. Jy sal getrou bly aan hom en aan sy voorskrifte. Jy sal nie meer doen dit wat jy wil doen met jou sondige natuur en agter die verleiding van die wêreld aanloop nie. Dit sou tog egbreek wees teen jou bruidegom. Nee, jy sal nie toelaat dat hierdie lewe se dinge jou aandag aftrek van die bruidegom nie. Selfs nie eens jou eie wil nie. Jou oë sal blink, jou gesig sal straal van opgewondenheid oor hom. Laat dit so wees. Geen opoffering sal te veel gevra wees nie. Dit sal 'n vreugde wees, want dis vir die bruidegom. Dit is sodat ander hom sal leer ken en ook opgewonde mag wees oor hom. Jy sal nie kan wag nie, en jy sal nie kan ophou om te vertel hoe wonderlik hy is nie. Jou bruidegom, Jesus Christus. Kom ek sluit af. Jy sien, Jesus se hemelvaart is 'n bewys dat sy verlossingswerk suksesvol was, afgehandel was. En dat die bruidsprys volkome betaal is vir elke een wat in hom glo. Wees daarom verseker dat hy vir jou wat glo plek gereed maak in sy hemelse koninkryk, om daar by hom te lewe vir ewig. Wees uitbundig in hierdie lewe al. Wees uitbundig opgewonde in afwagting vir wanneer hy ons kom haal. Dis nie meer ver nie. Ja, en berei jou voor. Lewe soos 'n bruid wat haar gereed maak vir haar bruidegom. Niks anders in die lewe is belangriker as dit nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, help ons om daardie opgewonde gevoel te hê wanneer die allerwonderlikste bruidegom ons gevra het om te trou.
daardie allerwonderlikste toekomsverwagting wat ons kan hê om vir ewig saam met U as ons bruidegom te kan wees. Die perfekte bruidegom. Here, en dankie dat ons weet dat dit U is wat ons voorberei. Want ons bely voor U, Here. Ons self struikel en val maar in hierdie voorbereiding. Ons raak so besig met ander goed. Ag Here, ons skiet onsself so in die voet met ons eie wil en ons eie wat ons wil hê en waarvan ons hou en wat ons begeer. Ag, vergewe ons, Here. Vergewe ons andermaal in Jesus Christus, in daardie bloed wat U ons skoon was ook daarvan. Hou ons vas en maak ons reg, dat daardie dag wat U kom, ons gereed sal wees. Help ons om met toewyding en met ywer onsself voor te berei in die wete dat dit U is wat dit in ons werk. Help ons, Here. U weet ons kan nie self nie. Maar help ons dat ons lewe anders sal lyk. Omdat ons ons reg maak. Omdat U ons reg maak. Vir wanneer U ons kom haal. Amen. Kom ons sing weer 'n paar liedere saam. Ons gaan staan, dan sing ons 2 liedere saam as gemeente en koor saam. En daarna gaan die koor apart weer sing. Kom ons sing eers hoe elke mond hom loof en prys. Hoe elke een wat leef hom sal dank en prys. En dat die hele skepping almal saam hom eer sal betoon. Oor ons verlosser. In 'n koor van 1000 stemme kom ons sing van ons verlosser.
En dan luister ons na die koor, ons gaan nou 'n lied saam sing, so in beurtsang. Die eerste vers sing die koor saam, dan die gemeente, en dan almal van ons. Kom ons sing lekker saam. En dan bly ons staan vir nog 'n lied. Kom ons sing verder. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid. Ere aan God, die Heer van alle Here. Hy woon ook in ons deur sy woord en deur sy Gees. Gee ons liefde en geloof en vertroue, Here, om u gehoorsame kinders te kan wees. Kom ons sing 3 verse hiervan saam.
die opdrag dat ons sy seun ontvang, dat hy ons self groet met sy seun. Elkeen wat in Jesus Christus glo, elkeen wat deel is van sy bruid, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal wees. Dankie julle. Die koor gaan nog een lied vir ons sing. As hulle klaar gesing het, dan gaan ons 'n bietjie daar buite lekker kuier met mekaar. Die van julle wat kan, kuier maar 'n bietjie, vertel vir mekaar van jou bruidegom. En daar's ietsie te ete en verversings. Vat maar op die eerste ronde 1. En nou kom jy op die tweede ronde ook weer. Daar sal dalk nog oor wees. Geniet dit saam. Kom ons luister vir oulaas na die koor. En mag dit met elkeen van jou wonderlik gaan tot ons pad weer met mekaar kruis. En besonder julle by die skool, mag julle 'n briljante jaar hê verder.
Sterkte vir die wat vas